Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxodeo Tuinroete. Vriende, goeiedag, baie welkom by Doxodeo Tuinroete. Dit is 'n aanlyn boodskap. Ons maak vandag klaar met ons huidige preekreeks, maar voordat ons saam kuier uit die Bybel uit, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot voorreg om deel te wees van u familie, van dit wat u aan die doen is. Dankie Here vir hierdie sekerheid wat ons kan hê, dat u 'n goeie werk in ons begin het, dat u deur die Gees in ons woon en werk. En ons kom wy hierdie oomblik aan u toe. Ons bid Here dat u werk sal groei en ons bid dit tot eer van die naam van Jesus. Amen. So dis die laaste week van ons preekreeks Verbeel jou, waar ons die Here vertrou dat hy hierdie innerlike kapasiteit wat ons het, om dinge te kan sien aan ons binnekant, ons verbeelding, verligte oë van die verstand, ons geestesoog, noem dit wat jy wil, maar dat God daai kapasiteit sal gebruik om ons insig te gee in wat hy bedoel het as ons van kerk praat. Wat was sy droom? Waar baie mense se gedagtes dadelik na 'n gebou toe gaan, het ons die laaste 2 weke gesien, dat die manier wat Jesus en Paulus die kerk beskryf, is soveel meer verbeeldingryk, soveel meer ryk aan betekenis. Dit maak so 'n groter appel op ons lewens. As Jesus praat en Paulus van die kerk as God se eklesia, 'n beweging van mense wat deur God uitgeroep is om die kultuur van sy koninkryk hier op aarde te vestig, orals waar Jesus oorwin het, en dis orals. Verlede week het ons gesien dat Jesus en Paulus praat van ons as 'n nuwe mensfamilie, kinders van die Vader. Woorde wat baie ryker is aan betekenis as net bloot 'n gebou. En een van ons leiers het so treffend gesê hierdie week, na die mate wat jy self worstel met dit wat God gedroom het oor sy kerk, na daai mate gaan jy kerk beleef en uitleef. As jy dink kerk is net 'n gebou, gaan jy na 'n gebou toe gaan. As jy dink kerk is 'n diens, dan gaan jy net na 'n omgewing toe gaan wat vir jou 'n diens lewer. Jy ken mos daai storieetjie van Koos wat met sy motorfiets by die kerk aankom, maar in plaas van buite parkeer, ry hy toe nou maar sommer in tot voor die kansel en daar laat hy nou die motorfiets staan. En toe die predikant inkom, vra hy vir Koos, wat maak jy nou met jou motorfiets hier so? En hy sê nee, toe ek hom gekoop het hulle gesê, bring hom net elke 6 maande in vir 'n diens. Nou, dit is hoe baie mense dink oor kerk. Dis 'n diens wat gelewer word en natuurlik dan moet my behoeftes vervul word, anders gaan ek na 'n omgewing toe waar ek 'n beter diens kry. Die engagement, die worstel, die stoei van elke individu met dit wat God bedoel het vir kerk, is 'n verskriklike belangrike deel van ons geloof, want jy kan kerk net beleef soos wat jy oor kerk glo. En daarom dan hierdie gebed, dat die Here ons verbeelding sal vasgryp, aangryp met dit wat hy gedroom het. Vandag kyk ons na nog 'n begrip. Oor en oor, Jesus en Paulus beskryf ons as die huis van die Vader of die tempel van God. En onthou, jy's ingesluit. Hoor wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Kan ek jou uitnooi vir vandag?
Span jou verbeelding in, sien prentjies. Wat is die prentjie wat by jou opkom as jy hoor Paulus sê, en jy's ingesluit? Weet julle nie, dat julle die tempel van God is, nie tempels nie meervoud nie, een enkele woning van God in die Gees. Is vir my baie treffend, juis wanneer Dawid met die tempelbouprojek begin het, bid hy 'n gebed. Here God van ons voorvaders, Abraham, Isak en Israel, bewaar dit vir ewig as die gesindheid van die gedagtes in die harte van u volk. Rig hulle harte op u. Dawid het mos nou begin geld insamel, en ons nou kom by hoekom het hy nie self die huis gebou nie, maar hoekom het Salomo die tempel gebou. Maar hy het mos geld ingesamel, hy het eers ongelooflik baie gegee, toe die leiers van die volk, toe hulle sien hoe baie die koning gee, toe gee hulle baie, en toe die volk sien hoe baie hulle leiers gee, toe gee hulle baie, en toe Dawid na dit kyk, toe bid hy hierdie gebed, Here, hou hierdie gesindheid vir ewig in die harte van u volk. Maar hoor hoe beskryf die King James dit, O Lord God of Abraham, Isaac and Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their hearts unto thee. Dis my gebed vir vandag, terwyl ons praat oor God se plan met ons as sy tempel, dat daar iets van daai gebed van Dawid waar sal word, iets wat ons harte rig, ons imaginations vasvang vir God se doel met sy tempel. Wat is die storie agter? Hoekom het Dawid nou nie die tempel gebou nie, maar net die fondsinsameling projek geloods? 'n lang en baie belangrike storie. Toe Dawid vir God 'n huis wou bou, het God die profeet Nathan na hom toe gestuur en vir hom die woorde gesê, ek maak aan jou bekend dat die Here 'n huis vir jou sal oprig. Wanneer jou tyd aangebreek het om na jou voorvaders te gaan, sal ek jou nakomeling na jou, een van jou eie seuns, na vore laat tree. En ek sal sy koningskap vestig. Hy is die een wat vir my 'n huis sal bou. En ek sal sy troon vir altyd laat vasstaan. God beloof vir Dawid dat een van sy nakomelinge, een van sy seuns, gaan vir altyd koning wees. En dit is iets wat God gaan bewerkstellig, en dan beloof God dat daai koning gaan vir hom 'n huis bou. Nou vriende, dit is een van die beloftes uit die Ou Testament uit, waarna daar die meeste verwys word in die Nuwe Testament. Toe die volgelinge van Jesus moes dink oor wat het sy lewe en sy dood en sy opstanding nou beteken, toe het hulle gegryp na sulke tipe beloftes, en is baie interessant, in die Engelse vertaling kom dit so 'n bietjie meer duidelik uit, hoe kom hulle veral na hierdie belofte gegryp het ook, want daar staan in plaas van na vore tree, ek sal een van jou nakomelinge na vore laat tree, letterlik staan daar, I will raise up thy seed. En dit het vir hulle direk heen gewys na die opstanding. Jesus is daai koning wat God beloof het. Is hy dan ook die een wat vir God die huis bou? Natuurlik het Dawid se seun Salomo 'n tempel gebou, en God het met sy heerlikheid in daai tempel ingetrek. Maar Salomo het ook afgode in Israel ingebring. En God se heerlikheid, sê Jesegiel, het uit daai tempel uitgetrek, en daai tempel is verwoes. En in die tyd wat die Nuwe Testament tot stand kom, in Jesus se tyd, was daar 'n tempel weer herbou, maar God se heerlikheid het nooit weer daar ingetrek nie. Israel was nog steeds wagtend vir die belofte dat God 'n koning gaan oprig, en dat daardie koning vir God se naam 'n huis gaan bou.
En met dit in gedagte wil ek jou uitnooi na een van die bekendste stories wat ons het oor Jesus en tempel. Ons lees in Johannes 2. Die Pasga van die Jode was op hande en Jesus het opgegaan na Jerusalem. Op die tempelterrein het die verkopers van beeste, skape en duwe aangetref en ook die geldwisselaars wat daar sit. Daarop het hy 'n sweep van toue gemaak en almal van die tempelterrein weggejaag. Ook die skape en beeste en die munte van die geldwisselaars het hy uitgegooi en die tafels omgekeer. Jy moet nou besef, dit wat hierdie hele die bedryf aan die gang hou, dit waaroor alles hier gaan is die offers. So as Jesus al die offers nou wegjaag, kom alles tot 'n stilstand. Al die oë is op hom. En vir die wat duiwe verkoop het hy gesê, vat hierdie goed hier weg, hou op om die huis van my Vader 'n huis te maak waar handel gedryf word. Sy disippels het onthou dat daar geskryf staan, die hartstog vir u huis sal my verteer. Die Jode vra hom toe, met watter teken kan jy vir ons bewys dat jy hierdie dinge doen? Want dan wie gee vir jou gesag? Wys iets dat ons weet jy het gesag oor die tempel. En Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou. Daarop het die Jode gesê, 46 jaar gelede is daar aan hierdie tempel begin bou en jy sal dit binne 3 dae opbou? Maar hy het van die tempel van sy liggaam gepraat. En toe hy later uit die dood opgewek is, het sy disippels onthou dat hy dit gesê het. En hulle het die skrif en die woord wat Jesus gespreek het, geglo. Vriende, hier's baie duidelik 'n klomp dinge aan die gang, wat vanuit die Ou Testament uitkom. God se huis, die huis van die Vader noem Jesus dit, is baie belangrik vir hom. Psalm 69 sê, die ywer vir u huis het my verteer. Dis hoe Jesus, dis hoe dit lyk as Jesus hier dinge doen in die tempel. Daar's 'n hartstog en 'n ywer wat jy amper nêrens anders al gesien het nie. Die ywer vir dit wat God se huis bedoel was om te wees, het Jesus se hele menswees in beslag geneem. Jy kry amper dieselfde trant as jy hoor wat Paulus skryf, nadat hy gesê het, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die gees van God in julle woon nie, skryf hy, as iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. So as ons praat oor tempel van God, praat ons oor iets wat baie belangrik is. En baie belangrik vir Jesus. En daarom wil ek vandag, as ons nou inzoom, ons kan onmoontlik oor alles praat. Inzoom op een van die betekenisse van tempel wees. Dink ek die vraag wat ons moet vra is, wat het tempel beteken vir hierdie mense en hoekom het hulle geglo? Was dit belangrik vir God? Wat was sy doel met die tempel? Ek dink baie keer het ons gedagtes, as ons dink aan tempel, wat baie anders was. Soos nou 'n parlement waar die regering bymekaar kom, of 'n raadsaal, dis waar 'n besigheid vergadering hou, of wat ook al. Maar vir ons dink ons dan tempel, dis net 'n plek van godsdienstige aktiwiteite, maar vir die mense was dit glad nie dit. Dit was iets baie groter, baie meer. En ek wil sommer nou met die deur in die huis val. Die tempel vir Jesus, die Jode, was 'n plek waar God woon met sy heerlikheid en waar hy hemel en aarde bymekaar bring. Ons lees die eerste keer wat iets die huis van God genoem word, is wanneer Jakob, daai bekende storie in Genesis 28 mos met sy kop op 'n klip aan die slaap raak, en dan sien hy die hemel is oop.
en hy sien trappe of 'n leer, en hy sien die engele van God op en af teen hierdie trappe, hemel en aarde is verbind, en hy sien God aan die bokant van hierdie trappe. Dis waar God met hom die verbond bevestig wat hy met Abraham gemaak het. Dan skrik Jakob wakker en dit is vir hom 'n geweldige ding wat hier gebeur het. Hy het bang geword en gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek. Dit is niks anders as die huis van God nie. Dit is die poort na die hemel. Nou, hy noem ons toe nou die plek Bethel, maar wat ek jou wil uitnooi om te hoor is, hier is iets waar ons insig kry in wat dit beteken. Wat dit beteken vir Jesus. Huis van God is 'n plek waar hemel en aarde verbind. En vriende, ek wil jou uitnooi, elke keer as jy in die skrif hoor, in die Ou Testament, dat God met sy heerlikheid, eers in die tabernakel, ingetrek het, dat God met sy heerlikheid in die tempel wat Salomo gebou het, ingetrek het, dat God sy heerlikheid sy tempel vul. Elke keer wat jy dit hoor, is dit die prentjie agter dit. God het 'n skepping geskep. Hemel en aarde, en die twee is gemaak om te verbind, te oorvleuel. Ons het nie lekker woorde vir dit nie, daar's 'n misterie, daar's 'n verborgenheid, maar dis hoe God geskep het. Ons het al baie oor gesels en laas jaar ook baie in ons Hebreërsreis, onthou jy, the bipartite of God's creation. Die twee was veronderstel om by mekaar te kom. Die heerlikheid van die Here wat die tempel vul, beteken dit wat in die hemel is, soos Paulus ook skryf in Kolossense 1, die onsienlike, en dit wat op aarde is, die sienlike, kom nou by mekaar. God se heerlikheid wat vul. Dis groot. Dis hoekom die woordjie wat oor en oor gebruik word as die tempel ter sprake is die woordjie heilig. Selfs die voorwerpe, mense, alles wat in die tempelruimte ingekom het, is geheilig deur met bloed te besprinkel. Want dit is die plek waar God woon en waar God hemel en aarde by mekaar bring. En as ek en jy nodig het om bietjie ons verbeelding hier in te span, dis weird, dis miskien nie hoe ons gedink het nie, bipartite, miskien het ons apartheid gemaak, jy weet, aarde nou, hemel eendag, maar dis eintlik twee wat veronderstel was om te verbind. 'n Poort van die hemel na die hemel. God wat intrek, sy heerlikheid wat vul beteken, hy woon nou, en daar waar hy woon, kom hemel en aarde by mekaar, en dis heilig. En wat was God se doel? Dit is dwars deur die Ou Testament duidelik, maar dit word veral baie duidelik uitgespel wanneer daai tempel wat Salomo gebou het, verwoes is. Dan sê God deur die profete, baie definitief, Jesaja 40, die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word en alle mense sal dit gelyktydig sien, want die mond van die Here het gespreek. Hoe sê Habakuk 2 vers 14, ons gunsteling vers, ons roepingsvers, as ons dink oor God se plan in die wêreld deur sy kerk. Ja, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos wat die water die see oordek. So van die begin af al, was God se doel met die tempel, hy wil die tempel vul met sy heerlikheid, sodat die aarde gevul kan word met sy heerlikheid, sodat alle mense sy heerlikheid kan sien en kan ken. Die tempel se doel was, dit is vanwaar God die aarde wil vul. En baie duidelik sien ons van Genesis af, dat dit iets is wat God saam met mense wil doen. Daar's priesters in die tempel. Dis iets wat God saam met mense wil doen. Die aarde wat gevul word met hemelse heerlikheid.
Vriende, dis miskien nie hoe ons dink oor die aarde en die hemel nie. En miskien is dit deel van hoekom ons verbeelding moet inspann, sodat ons kan besef hoe groot dit is, dat ons nou God se tempel is. 'n beeld wat ek al gehoor het is, as jy nou hier 'n pragtige glas het, detail, mooi, beautiful geskep, handgemaak, dan is dit baie mooi op sigself. Maar wanneer jy hom met die duurste wyn vul, kom dit nog meer tot sy reg. Jy gaan tog nie die duurste wyn uit 'n blikbeker uitdrink nie. So iets, 'n beeld, die hemelse heerlikheid, wat die aarde wil vul. God, wat by sy mense kom woon. Sy heerlikheid, wat sy tempel vul. Een liedjie sê dit so mooi, heaven meets earth in an unforeseen kiss. En dit is die storie agter die storie van die tempel. Die storie wat sy hoogtepunt bereik met Jesus self. Dis hoe Johannes ons aan Jesus bekendstel. Die een in wie die heerlikheid van God sigbaar word. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Letterlik staan daar onder ons sy tent opgeslaan, die tabernakel. Onder ons kom tabernakel. Jesus is nou die een waarin God se heerlikheid woon en sigbaar word. Jesus wat dan net later in dieselfde hoofstuk sê, ek sê vir julle, julle sal die hemel oop sien en die engele van God wat opstyg en neerdal op die seun van die mens. Ons het al baie oor gesels. Jesus doen daarom al die dinge wat nou by die tempel veronderstel was om te gebeur. Vergifnis, genesing, oral waar hy gaan, is God se heerlikheid besig om dinge te vul, nuut te maak, te herstel. Maar Jesus is nie net die rondlopende tempel van God nie. Jesus is ook die koning wat God beloof het vir Dawid. Dis hoekom jy dwars deur al 4 evangelies sal hoor dat Jesus die seun van Dawid is. Want hy is die laaste koning wat gaan opstaan uit die dood en vir God 'n huis bou. Vriende, ek weet ons het al baie oor gesels, maar het jy al geworstel? Het dit al jou verbeelding aangegryp, soos ons laasweek gehoor het, casting down imaginations. Dat kerk kan nie iets wees waartoe ons gaan nie. Kerk kan nie 'n diens wees wat aan my gelewer word nie. Kerk is die realiteit wat Jesus gebou het, sodat God kan woon, kan vul met sy heerlikheid, sodat hy die aarde kan vul. En ek wil jou uitnooi om te hoor, dit is hoe die Nuwe Testament praat oor die werklikheid van die Heilige Gees. Van die begin af, Jesus het gesê, dat wanneer die Gees kom, sal hy en die Vader in ons kom woning maak. Dink maar aan die dag van Pinkster, né? Handelinge 2. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, letterlik staan daar ten volle gekom het, ek gebruik nogal dieselfde woordjie wat hy kort daarna, of 'n vorm van dieselfde woordjie wat hy kort daarna gebruik, die hele huis gevul word. Toe die volheid van Pinkster kom, was hulle almal op een plek by mekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n geweldige of 'n kragtige stormwind opgeklink en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees. Hier het ons nou weer 'n tabernakel, 'n tempelstorie. Maar hierdie is die tempel wat Jesus gebou het, met sy offer. Hier word mense nou geheilig deur die bloed van Jesus, skoon genoeg gemaak, sodat God ons kan vul. Dis wie die Heilige Gees is, die heerlikheid van God, wat nou sy
tempel vol, sodat die aarde gevul kan word met die heerlikheid van die Here. Dis die Handelinge storie. Dis hoekom jy ook dwars die Handelinge sal sien. Die hele tyd is daar 'n clash tussen Jesus se familie, die mense, sy disippels, hulle wat nou in hom glo, en die tempels van hierdie wêreld. Die Jode se tempel, die tempels in dwars deur die Romeinse ryk, oor en oor en oor. Want die Skepper God het nou deur die bloed van Jesus 'n tempel geskep wat nie met hande gemaak is nie. Met ander woorde, nie deur mense nie. God self het sy eie huis gebou deur die koning wat hy gegee het. En vriende, dit is wat ek en jy moet hoor as Paulus hierdie brief begin. En onthou nou, hierdie Korintiërs vir wie hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon, is nog lank nie perfek nie. Nou, daar's so klomp goed in hierdie gemeente wat nie gesond is nie. Party van die goed is sommer heeltemal af. Is 'n weerspieëling van die wêreld, nie van God se koninkryk. Maar nog steeds bring hy hulle terug. Hier is die realiteit van wie julle is en waaraan julle nou deel het en deelneem. Julle is die tempel. Dis hoe Paulus die brief begin, wanneer hy sê, wanneer hy daar in die groet al sê, hy skryf aan die eklesia van God, die gemeente van God in Korinte, die geroepe heiliges, die wat in Christus geheilig is, geroepe heiliges. Die bloed van Jesus is op ons gesprinkel, sodat die Heilige Gees in ons kan woon. En so het God begin om die aarde te vul met sy heerlikheid. Dit bly vir my treffend. Toe Jesus in die hemel ingeneem word, toe ontvang hy die belofte van die Vader en die Heilige Gees word op aarde in sy tempel uitgestort. Ons wat in Jesus glo. En vind dit is twee van die temas wat ek net vir jou wil saam met hierdie storie van die tempel noem. Wat ek jou wil uitnooi om te dink oor, dat jou verbeelding aan die gang kom. As ons as kerk van Jesus dan nou sy tempel is, nie meer fout nie, enkelvoud, daar's tog net een Heilige Gees. Daar's net een tempel. As ons as sy kerk sy tempel is, bewoon word deur God se Gees, dan word ons nou deur God self bemagtig om hierdie droom wat hy het uit te leef. Dat die aarde gevul word met die heerlikheid van die Here, soos wat die water die see bedek. Met ander woorde, vriende, dit is nie net my poging om hierdie roeping, hierdie droom te probeer uitleef. Dit is God wat in ons woon deur sy Gees. Ons word bemagtig en in staat gestel en ons kan God vertrou vir daai bemagtiging, vir daai insig, vir daai energie, daai krag wat nodig is om so te lewe dat die aarde gevul word met sy heerlikheid. Ons kan hom vertrou vir daai leiding. Dis ook, jy kry die prentjie baie duidelik in Paulus. Net soos wat die tabernakel of die tempel was, dit was alles heenwysings na Jesus en die huis wat Jesus vir God sou bou. Net soos wat die heerlikheid van die Here daar ingetrek het, dit was alles 'n heenwysing, wanneer die Gees van God dan nou
sy tempel sal vul. Hoe sê die profeet, die heerlikheid van die tweede huis sal groter wees as die heerlikheid van die eerste huis. Net soos onthou jy toe God ingetrek het daar in die tabernakel, wolk en vuur, hy hulle gelei het na die beloofde land toe. Net so word ons nou bewoon deur die Heilige Gees en kan ons God vertrou dat hy deur sy Gees ons gaan lei om kerk te wees, sy volk te wees soos hy dit bedoel het. Hoe sê die Bybel? Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dis kinders van God. Ons kan God vertrou. Dis deur sy inwonende Gees wat ons nou eklesia kan wees. Mense wat deur God gekies en geroep is, wat nou in 'n wêreld op 'n ander manier kan lewe, omdat ons glo daar's 'n ander koning. Jesus het oorwin en oral waar hy oorwin het, heroriënteer ons mense om te dink, te lyk, op te tree, soos die koninkryk van die hemele, soos nuwe skepping. Familie, deur die Heilige Gees wat nou in ons woon, hy bemagtig ons as 'n familie om gebede te bid. Hoe bid hierdie familie? Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, u koninkryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gebede te bid, sodat die heerlikheid waarmee God sy tempel vul, nou die aarde kan vul. Hy bemagtig ons om ons rol in hierdie familie op te neem. Ons rol in hierdie eklesia. Ons rol in hierdie tempel. En ons gaan in die 6 weke wat kom baie prakties hieroor gesels. Hoe leef ek en jy ons rol in hierdie roeping van God vir sy kerk in sy wêreld ter wille van sy koninkryk? Maar ek wil land met net hierdie 2 gedagtes. Die 2 woorde wat Paulus oor en oor, die 2 begrippe as hy praat oor familie, eklesia en tempel. Aan die een kant eenheid. Is net een tempel, net een familie, net een eklesia. In 'n omgewing, net een eklesia. En dan 'n ander begrip, heiligheid. Heiligheid, een kant gesit vir God se doel, en heiligheid wat al hoe meer God se koninkryk weerspieël. En soos een van ons mentors altyd sê, heiligheid sonder eenheid, maklik. Want as ek verskil van jou siening oor 'n skrifgedeelte en ek wil dit meer so toepas, dan split ek net en daar split die kerk en hy split en hy split en hy split tot vandag toe. Eenheid sonder heiligheid, maklik. Want as ons net een wil wees en anything goes, ons nie heiligheid nie, daar's nie sekere dinge wat ons kan sê, nee, hierdie is 'n ongesonde, hierdie is nie 'n weerspieëling van God se koninkryk en sy roeping op ons as kerk nie. As ons nie sulke goed vir mekaar kan sê nie, ons is net almal, is net jou waarheid, is jou waarheid, ek verstaan, dis as jy dit glo, eenheid en heiligheid. En om dit, om die Gees, om dit vir die Heilige Gees te vra. Daar waar jy gemeente wees uitleef, in jou groep, in jou kampus, in ons as 'n Doxa familie, saam met die ander gemeentes in ons omgewing. Ons bid vir eenheid, ons bid vir heiligheid. Vriende, en ek wil vra, wil jy nie eers in hierdie 3 weke, hierna hierdie 3 weke, net op 'n klip gaan sit, regtig gaan worstel en vir die Heilige Gees vra, waar is daar nog dinge in my imaginations wat nie pas by 'n eklesia, by 'n familie, by 'n tempel nie? Waar is daar dinge wat moet afgebreek? En vra die Heilige Gees om jou te vul.
Paulus sê dis nie eenmalig nie. Hy sê word vervul met die Heilige Gees. Vra die Heilige Gees om jou en jou groep, jou kampus, ons as 'n Doxodeo familie, die kerk van Jesus te vul, sodat ons al hoe meer hierdie droom kan leef van wat God bedoel het vir sy kerk. Ek lees graag weer daai 1 Kronieke 29 vers 18 uit die King James uit. O Lord God of Abraham, Isaac and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee. Kan ons hierdie gebed saam bid vandag? Here, vul ons gedagtes, ons harte, ons verbeeldings op so 'n manier met u visie, u droom van kerk as u eklesia, u familie en u tempel. Vul ons harte so dat dit ons harte sal rig na u wil toe. En ek wil jou regtig nooi om net na hierdie 3 weke ergens op 'n klip te gaan sit en hieroor te gaan bid en te besin. En dan van volgende week af, 'n 6 weke proses, waar ons baie prakties gaan kyk. Hoe doen ons dit? Ons gaan in ons Sondagboodskappe baie prakties fokus. Ons gaan hulpmiddels deurgee. Ons gaan praat oor praktiese dinge wat ons keer om hierdie roeping uit te leef. En prakties, hoe doen ons dit? En dan wil ek jou uitnooi om ook te gaan beplan vir die volgende 6 weke, van die 16 Augustus af. En ons gaan ook ruimte skep waar mense kan saamkom in groepe en hieroor gesels. What gets talked about gets done. Om hieroor te gesels, hoe leef ons dan prakties hierdie roeping uit? Ons is sy eklesia, sy familie en sy tempel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ek dink aan hierdie woorde, hierdie beskrywings van kerk wees. Here, dan is die eerste gedagtes wat my opkom, dis 'n hoë roeping. En dan wil ek bid vir myself en vir elkeen van ons en ek wil vra, Here, dat U ons sal herinner om vir mekaar te bid. Dat elke gelowige, elke een van ons vennote, hulle self sal sien as ingesluit. Weet julle nie, weet jy nie. Ek bid, o Heilige Gees, dat U in myself en in elke een van ons hierdie oortuiging sal laat groei. Ek is ingesluit by hierdie droom wat God het vir sy kerk. En dan bid ons nou vir mekaar. Here, vul ons met U Gees. En as daar imaginations is, dinge wat moet afgebreek word, Here, bemagtig ons, geef ons wysheid, laat ons die goed sien, en dat ons saam met U daai dinge, daai maniere van dink afbreek, sodat ons kan uitkom by U toe. En dan bid ons. Bid vir ons as 'n kampus en 'n gemeente, 'n familie, en ook vir U kerk in Hebreë, in elke omgewing waar ons deel vorm van hierdie beweging wat U begin het. Here Jesus, ons bid in U naam, vul ons met U Gees. Kom verras ons met nuwe drome en visioene en insigte in hoe ons op so 'n manier U kerk kan wees en kan groei. Soos ons ook die hele jaar besig is, Here, die uitnemender weg, die grootste werk van U Gees. Here, groei ons in liefde, sodat ons al hoe meer U eklesia, U familie, U tempel in hierdie wêreld kan wees. Regtig kan groei. En ons weet, Here, dat U beloof het, dat U die aarde gaan vul met U heerlikheid. En daarvoor kom stel ons onsself tot U beskikking. In die naam van Jesus. Amen.
Vriende, baie dankie, dit was lekker om saam met jou te kuier en ek sien uit na 'n volgende week wanneer ons afskop met hierdie 6 weke proses wat ons noem. Droom groot, begin klein. Die Here seën vir jou.